Aktrise Mims de Bruin is nog steeds besig met toneelspel en het ook pas 'n mylpaal verjaardag gevier. Maar sy sê daar is ander dinge in die lewe wat vir haar belangriker is. Ilana het by haar gaan kuier. Corrie, you can't let yourself undermine you. Mims de Bruin het onlangs 85 geword en sy is nog steeds besig voor die kameras. Weet jy gaat ook 85 word as jy net nie doodgaan nie. So, ek verstaan nie die ophef nie. Dis van my eienaardig hierdie idee. Ek is die oudste lewende aktrise wat nog speel. So what? En nommer asseblief wat sy Tannie Krikkie. En deur die jare het Mims de Bruin in stories soos die bekend en geliefd geword en 'n glimlag op mense gesigte gebring. Ons gaan maar nou ry maar. Slaap uit, dis 'n klip maar Ag, hy het sy stroop sit ou maar sou kyk. En maar kyk ek Deur die jare het sy drama klasse gegee, sy het drama beoordeling gedoen en baie oorklankings in radiowerk gedoen. Sit 'n bietjie daai ding sagter man. Ek kan nie behoorlik konsentreer. Moet ek begin dit met nommer asseblief? Was ek vir almal altyd die karakter gewees? Ek wou altyd 'n groot dramatiese aktrise gewees het, want nie komies gewees het nie. Tannie kyk na Tannie se loopbaan. Wat staan vir Tannie uit? Weet jy, ek weet nie wat uitstaan nie, man ek is die ma van 4 en ek dink dit staan uit. En ek is die ouma van 9 en ek is die ouma grootjie van 2. En jy weet teenoor jou loopbaan is dit eintlik bietjie meer belangrik, nee. Sy is glad nie 'n sentimentele mens nie. Toe ek getrek het van waar ek gebly het, 39 jaar, het ek nou, jy weet jy 'n klomp goedes wat jy bymekaar maak. En dan dink jy, as jy dood is, wat gaan jou kinders met die goed maak? En ek het die goed gekyk, al die dinge uit my studentejare uitknipsels en ek het na die foto's van myself gekyk en gedink, "Ai, sies tog, so jong kon ek tog nooit gewees het nie." En ek het die hele klomp gevat en ek het dit in die asblik gegooi. En ek het 'n nuwe lewe begin sonder al daardie ekstra las op my. Mims bly in 'n veiligheidsoord in Johannesburg en sy het altyd genoeg om haar mee besig te hou, of sy nou op stel is of by die huis. Ek was 'n kragtige tuinmaker toe ek in my groot huis gebly het, maar nou hierso is die plekkies maar klein. Blomme en tuin en struike en goed stel ek baie belang in. Voels, jy weet, al daardie dinge. Ek staan net dinsdag aan en Vrydag vroeg op en dan gaan ek na die gym toe. Hier by die veiligheidsoord waar ek is, het ons oefeninge vir senior dames. Vrydag dan doen ons danse op musiek. Ek is mal daaroor. Tannie Mims het nog altyd 'n passie vir tale gehad. Sy lees enigiets waarop sy hande kan lê, solank dit in Engels, Afrikaans, Hollands, Duits of Frans is. Sy is besig met 'n kursus om Frans te leer praat, maar selfs na 'n paar kursusse in Zulu kon sy die taal nog nooit onder die knie kry nie. Ek het altyd gesê elke jaar moet 'n mens 'n nuwe ding doen. Jy moet 'n rede hê om in die oggend op te staan. Ek voel baie sterk daaroor 'n mens moenie 'n ding doen wat jou nie plesier verskaf nie. As dit nie vir jou meer lekker is nie, doen iets anders. Sy hou van koerant lees en blokkies raaisel voltooi, maar met Sudoku wil sy nie begin nie, want sy weet dan hou sy nie weer op nie. As mens dink aan iets soos verganklikheid, Tannie, is dit iets wat Tannie aan dink? Jy bedoel doodgaan. Ja, jy weet almal van ons dink aan doodgaan, maar soos jy ouer word, het die begrip nie vir jou vrese nie. Jy weet, jy het dinge geniet en geleef en ondervind en jy weet dinge moet tot 'n einde kom. Dis seker maklik vir my om dit te sê wat ek staan hier so en ek is gesond en ek het miskien nog 'n paar jaar, maar my groot vrees is eintlik ek wil nie te oud word nie. Vir my hinder die idee dat ek met al my voete dalk al in die graf staan. Regtig nie eintlik nie. As 'n mens terugkyk, voel Tannie het gedoen wat Tannie wou doen? Ek dink ek het meer gedoen as wat ek ooit kon gedroom het van. Ek het dit geniet. Niemand skuld my niks nie. Ek is heeltemal tevrede met wat ek gedoen het. Ek sou graag meer verhoogwerk wou gedoen het. Dis waar. Maar verder, nee wat. Ja. Toe raak ek mos nou hier voordag wakker. Toe begin die ding by my spook. Hy het die hele nag vergadering gehou, Jan. Jy sien dit arm swai en bedui. Haar lewensfilosofie bly een van positiwiteit en optimisme. Dis nie nodig om te gaan sit en te mor nie. Maak gebruik van die dae. Sien die dinge om jou. Daar's so baie interessante dinge wat aangaan. Leef en laat leef. Dis my storie.